Kom ons kyk wat sê hy so. I had a guy that did a leadership a meeting in my place, and his opening statement was, well, praise the Lord, we are here for Jesus, we are not here to serve a man. That was the last meeting he had. The last meeting. He was out on his bicycle. I got rid of him. I understand. Because yes, here's the reality. Kyk, jy moet weet, dinge gaan rof as Mike Winger eers begin video's oor jou maak. So, vir van julle wat nie weet nie, Mike Winger is 'n Amerikaner wat ook baie, kan mens sê, kritiek lewer oor pastore of ouens wat hy sien as valse profete. En ek bedoel grootliks as meeste van die goeders wat ek gekyk het van hom, dink ek, hy's baie in lyn met die goeders wat hy bespreek, maar ek bedoel, ek kan nie dink aan een Suid-Afrikaner wat hy al ooit oor gepraat het tot nou toe nie. So gister het hy 'n video uitgebring oor Ad Boshoff. Nou natuurlik op hierdie channel het ons al oor Ad Boshoff gepraat. So ek gaan nie weer deur alles gaan wat ons laas oor gepraat het nie. Ek wil net vir mense konteks gee vir waaroor Mike Winger gepraat het, en ek dink meeste van julle sal sien as julle al daai klip van hom gesien het, kan baie mense dalk nie verstaan hoekom Ad Boshoff so kwaad was, of hoekom het hy so aangegaan oor daai klip oor iemand wat iets sleg of negatief van hom gesê het nie. So wat ek net wil doen in hierdie video is ek wil 'n bietjie praat daaroor, ek wil vir mense konteks gee van wat daar aangaan, en net weer eens, die hele idee van hierdie kanaal is dat mense vir Christus kan ontdek, dat jy vir Christus kan leer ken en dan om valshede uit te wys. Ek sien dit as 'n Bybelse command. Die Bybel sê vir ons om valsheid uit te wys. Dis nie my besluit om dit te doen nie. Dis nie ek doen dit omdat dit vir my lekker is nie. Ek doen dit want die Bybel sê ons moet dit doen. En nog meer, die Bybel sê as dit kom by pastore, moet ons dit voor almal doen. So as jy nie bereid is om valsheid uit te wys nie, dink ek jy is aan die verkeerde kant van die Bybel. So ek bedoel baie ouens kritiseer ons en sê julle sê net praat net oor die negatiewe goeders en hierdie goed. Ek praat daaroor want die Bybel sê vir ons dit is wat ons moet doen. Maar voordat ons verder gaan, kom ons gaan net hier na die skrif en julle sal sommer hier op my skerm kan sien. Hierdie app wat ek hier gebruik is eSword, so jy kan dit aflaai op jou selfoon of jy kan dit aflaai op jou rekenaar. Wat lekker is hiervan is as jy die King James version aflaai, wat natuurlik die een is wat jy moet aflaai, daar's nie 'n ander een wat jy moet aflaai nie. Jy kry vir jou die King James version en jy hierdie KJV Plus, en hy gee vir jou sommer lekker so die Griekse woorde, so as jy hierso byvoorbeeld gaan op man, dan sê jy hierso sien anthropos. Ek is nou besig om my Grieks te leer en is een van die woorde wat ons nou begin leer het. Anthropos, dan sal jy sien, dan gaan hy vir verduidelik. Anthropos is 'n man en dit is human being of wat ook al variasie van dit daar is. So wat lekker is hiervan is jy kan daarop gaan klik ook en dan kan jy gaan kyk ander plekke waar dit is in die Bybel en jy kan goeie konteks daaroor kry. So ek sal vir julle aanraai om hierdie app te kry, dis eSword. So dan gaan ons kyk hierso na Matteus 16 vers 24. En net om vir jou 'n idee te gee, die probleem van CRC, die probleem van ouens soos Ad Boshoff is hulle kry 'n elites mentaliteit. Nou dis nie altyd die pastoor se skuld nie. Kom ons wees gou eerlik daaroor. Party mense laat toe, party mense maak van die pastoor hierdie groot figuur, jy weet, soos hierdie leader wat hulle wil volg. En dis nie altyd die pastoor se skuld nie, maar ek dink in hierdie geval as jy bietjie gaan kyk na Mike Winger en as jy gaan kyk na die ander waar ons nou sal praat se video's, dan sal jy kan sien hierso is 'n duidelike idee van die pastoor om homself te probeer verhoog amper op 'n ander vlak as net 'n normale mens. En dit is 'n groot probleem. Ek wil die Bybel sê vir ons in hierdie deel, as ons gaan kyk, Matteus 16 vers 24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. So hierso sê die Bybel vir ons duidelik, Christendom is gebou op altruïsme. So altruïsme is die konsep van om jouself neer te lê vir ander. Jy is bereid dat dit sleg gaan met jou, sodat dit goed kan gaan met iemand anders. So die hele idee van, kyk na my, ek is hierdie groot persoon, ek is hierdie belangrike persoon, almal moet my volg, dit is net vervreemd van die skrif, veral in 'n pastorale rol. 'n Pastorale rol is reeds vir jouself as die laagste maak. Jy maak jouself as die servant. So hoekom het Christus aarde toe gekom? Dis om mense te dien. Hoofsaaklik om vir ons te sterf aan die kruis, maar sy manier, sy karakter was om ander te dien. So dit is die probleem wat baie van hierdie mega church pastore ongelukkig het. Hulle kry 'n little God's doctrine mindset. Amper laat 'n mens soos 'n klein God is. Jy kan byvoorbeeld gaan kyk, so Steven Furtick het dit ook gesê. Steven Furtick het byvoorbeeld gesê dat I am God. Nou hy het dit per ongeluk gesê, mense sê jy weet dit was net 'n fout wat hy gemaak het, maar baie van sy teachings en goed wat hy gee ondersteun daai konsep dat mense
is amper soos God of net 'n klein tipe God. En dis net ons sien dit nie in die Bybel nie. Die Bybel sê vir ons reeds ons is niks. Die Bybel sê vir ons our greatest works are like filthy rags. So ons moet verstaan dat daar's niks goeds wat ons kan doen nie. Daar's niks wat ons kan bylas tot ons redding, soos wat ons baie oor gepraat het oor Efesiërs 2 vers 8 tot 9, wat sê is by grace through faith are ye saved, and that not of yourself, not of works. So ons moet dit reg verstaan. Maar een ding wat julle kan gaan doen, waar hierdie ding dink ek spoed gevang het, hoekom Mike Winger begin praat het hieroor, is as jy gaan kyk op Protestia. So Protestia is 'n website wat ek vir baie vir julle sal aanmoedig om te volg. En dis ouens wat jou soos die moderne kontemporêre sake wat deur die kerk gaan, lig hulle hier uit. So hierso sê hulle sien, het hulle vir Ad Boshoff, en hierso het hulle die opskrif megachurch pastor with 120,000 members secretly divorces wife doesn't tell church. So dis die ding waar ons al gepraat het. Ek gaan nie nou daar praat, julle kan gaan en deur die hele artikel gaan lees, maar dis die ding wat Mike Winger se aandag gekry het. So baie YouTubers dink ek volg Protestia en hulle gaan kyk wat is die relevante goeters en dan begin hulle daar praat. En as ons gaan kyk op YouTube, wil ek bietjie vir julle hierdie deel speel wat Mike Winger hier gepraat het. En ek sê julle aanmoedig om die hele ding te kyk. Ek gaan nie weer oor dieselfde goeters wat hy oor kommentaar gelewer het, kommentaar lewer nie, maar ek wil hierdie een klip gebruik wat hy hier gee. Kom ons kyk gou wat sê hy so. I had a guy that did a leadership a meeting in my place, and his opening statement was, well, praise the Lord, we are here for Jesus, we are not here to serve a man. That was the last meeting he had. The last meeting. He was out on his bicycle. I got rid of him. I understand. Because yes, here's the reality. I understand, yes. So, ek bedoel, ek het voordat Mike Winger nou gepraat het hieroor, dat ek nog nooit afgekom op hierdie ding wat Ad hier sê nie, maar ek bedoel, as jy nie 'n groot probleem het met dit nie, dan dink ek jy misverstaan die totale evangelie. En ek wil net vir mense sê is, as julle sê hierdie is soos iets wat hy teruggetrek het en dalk, jy weet, ordentlik geklarify het, asseblief wys dit, deel dit met ons. Ons platform is daar, dis hoekom ons comments oop is. Julle sal sien, daar's minimale Christen YouTube ouens wie se comments beskikbaar is. Almal is bang vir kritiek, om een of ander rede, ek weet nie. Ek voel opbouende kritiek kan jou stig, dit kan jou ministry stig, dit kan jou bediening stig, maar ek weet nie hoe se ouens so bang vir kritiek. As iemand, meeste van die kritiek wat ons kry is net ad hominem aanvalle. Mense wat net jou karakter aanval of jou persoonlik sonder om enigiets met die argument te sê. So ek bedoel, as jy dink ad hominem aanval is enige sinvolle kommentaar, dan ek bedoel dis net 'n logiese drogrede. Daar's geen rede om bang te wees vir iemand wat jou karakter aanval nie. Jy moet die praat oor die argument en veral die Bybelse argument. Wat sê die skrif hier oor, nie wat is jou gevoel of jou opinie nie. Maar ek bedoel wat Atti sê, dat iemand opstaan in die kerk en agterkom, luister hier is iets fout. Hier is iets in ons kerk wat nie reg is nie en ons wil dit aanspreek. Ons wil net sê hoor die kerk gaan nie oor 'n mens nie, maar dit gaan oor Christus. En Ad sê hy het hom gefire. Ad sê hy het hom afgedank daar op die spot toe hy dit sê. As dit waar is dit as julle in die kerk nog is, as julle nog in CRC is en dit pla jou nie. Asseblief sê vir my, sit vir my daar in die comments. Pla iets soos dit jou nie. Pla dit jou nie, laat hierdie ou sê, luister nee, die aandag moet op ons wees. Die aandag is op die mens, nie op Christus nie. Ons moenie Christus die nommer 1 ding maak nie. Dis presies wat hy gesê het. So ek bedoel, dit is net, ons kan nie gemaklik wees met dit nie. En dit gaan nie net vir een ou nie, dit gaan nie net vir een pastoor wat dit sê nie. Dieselfde toe ons gepraat het oor Leon se storie. Leon het ook baie hierdie mindset en dit kom van hierdie plek wat ons meer dink van onsself as wat ons moet. Ons moet verstaan dat ons is almal sondaars. Ons is in sonde gebore. Dis deur Christus alleen wat ons redding het. Jy moet verstaan, dis net deur Christus se genade dat jy daar kan sit en byvoorbeeld na hierdie video kyk. Dis nie deur enigiets wat jy gedoen het. Niks wat jy gedoen het is spesiaal nie. Hierdie ministry wat Ad gebou het, was deur Christus se genade. Dis net om Christus om toegelaat het om dit te doen, om vir hom die talent te gee om dit te maak. Dis alles Christus se. Dis niks spesiaal wat jy gedoen het nie. Dis niks goeds wat jy gedoen het nie. Maar Christus het ons toegelaat om sekere goeders te doen, maar dit moet gedoen word vir sy koninkryk. Sodra jy dit vat, wat Christus dalk deur jou gedoen het, maar jy gebruik dit vir jouself, soos wat ons duidelik hier kan sien. Dit word gebruik om jou eie lewe beter te maak, jou eie lewe op te bou, dan is ons verwyderd van God se woord. Dan is ons besig om, soos wat Judas 3 vir ons sê, turn the grace of God into lasciviousness. Jy vat die genade van die Here en jy verdraai dit vir jou eie beswil, vir wat die beste is vir jou om te doen. Maar ek wil hier vir julle wys, is 'n groot ding om op ag te slaan hier dat Ad dit gesê het, luister hier,
Ons wil nie hê die mense moet net jy moet nie Christus eerste stel nie, jy moet die leierskap van die kerk eerste stel. En ek gaan 'n bietjie laat hy nog aangaan nie, dat jy kan sien ek vat hom nie uit konteks uit nie. Hy try hierdie punt justify. Yes, I understand. You should all be fired. These two guys should be fired. See, this is a no-brainer, guys. This just doesn't take a mountain of discernment to see this. They're wicked men. Here's a man who his heart was for the kingdom, and he comes because he gets involved in a ministry, most likely. Let me just guess here, okay? Guesswork. Because he sees what's said on stage. He hears all of the pomp about what they're doing and how they're serving God, and he's sincere in his walk with the Lord and his desire to serve, and he gets up, and maybe he can sense, I feel a conflict in my own heart. I know I want to come alongside Pastor At and these other guys. I just want to make sure I'm serving Jesus first, that my loyalty is first to Christ. So he says it out loud, and he goes, we're here to serve Jesus, not any man. And At does the best thing to reveal to that man that there was no way that was ever going to happen in his ministry. He fires him and sends him away on a bicycle, according to his claim. That was a godly move for that man to speak up and say that, and it was very revealing that Pastor At sees people who seek first the kingdom of God and his righteousness, as opposed to Pastor At and his agenda, that those people are a threat to him and not ultimately serving the same mission. You can go serve the Lord under the tree, but if you come in the house, you're under the authority of the house, and you're under the man of God, and you honor the man of God, you serve the man of God. Man. Ja, so hierdie idee dat as jy in die kerk is, moet jy net absolute lojaliteit aan jou pastoor wys, is vals. Daar's niks in die Bybel wat praat daarvan nie. Ons enigste persoon wat ons dien is Christus en sy woord. Die pastoor se werk is om die skape te voed, die skape te lei, hulle te onderrig met die skrif. Jy moet die skrif vat en jy moet dit exposit. Jy moet 'n Bybelvers vat en vir mense verduidelik wat daar staan. Dis jou rol as 'n pastoor. Jou rol is nie om hierdie tiraniese houding te hê en wat ek sê as wet en enigiemand wat daarteen gaan word gefire. Ek bedoel dit is so die mees onchristelikste manier om dit te doen. Ons moet eerlik daarmee wees en sê ons kan dit nie verkleineer, ons kan dit nie sagter sê nie. Dit is net teen die wil van God. Dis teen van die wil van God om te sê kyk hoe uitstekend is ek, kyk hoe uitstekend ministry het ek gebou, en ten spyte van enigiets wat jy sê, hier te ou gekom met 'n Bybelse konsep en sê luister hier, dis Christus eerste, dis Christus alleen, dis nie enige mens nie. En hy wil hom fire oor dit. Nou, ek weet jy is daar mense wat inside info het op dit, maar as dit waar is dit absoluut shocking. Maar in elk geval, later in hierdie video, dan sal julle sien, het hy hierdie There was no law to protect you. You opened your mouth wide, that person had all the right in the world to walk up to you and smack all your... You opened your mouth wide, that person had all the right in the world to walk up to you and smack all your... So hierdie deel wat hy hiervan praat, ek dink, as julle hierdie sien, dan gaan baie mense nie verstaan waaroor dit gaan nie, maar waaroor dit gaan, is hierdie ou van I Think Biblically. So sy naam is Caleb, en hy is van Australië, en hy het 'n paar jaar terug 'n video van Ad gemaak, en hy het spesifiek aangespreek, kom ons kyk of ons dit kan kry, hierso op sy channel, hy het spesifiek die konsep van tiendes aangespreek. So hierso is hierdie video wat... The church just wants my money. Just get over yourself, please. Because we got you without your little bit of money. So just get over yourself. And your little mind. I say it's a little mind because it's a puny mindset. Clever theologians sitting here tonight, always posting, tithing is Old Testament. Then let's go New Testament. G'day folks, welcome to the channel. I want to play you a clip by a very angry... So hierso is, hierdie ou se naam is Caleb, sy channel se naam is I Think Biblically. Ek sal ook vir julle voorstel dat julle sy kanaal volg. So hierso het hy vir Ad gekritiseer oor hoe hy tiendes hanteer. So julle kan die selfie video gaan kyk, ek gaan nie weer deur die hele ding gaan nie, maar net om vir julle te verduidelik dat dit is waar wat hy sê, tiende gee is net 'n Ou Testament konsep. So wat jy moet weet is, tiendes in die Ou Testament daar was nie 'n verskil tussen church en state nie. Met ander woorde, die kerk en die staat was een. Soos wat ons nou vandag, byvoorbeeld, ons het soos ons government, ons het die ANC wat die leiding neem, en ons het die kerk wat heeltemal apart is van dit, was dit nie in die Ou Testament so nie. So daar was 'n theocracy. So aan die theocracy moes jy, basies soos dat jy vandag tax betaal, 'n tiende van jou geld betaal het, wat was soos vir die government. So jy moet verstaan, om dieselfde tiende te wil betaal, wat in Maleagi 3 staan, in ons konteks vandag, dis hoekom jy sal sien, nêrens in die Nuwe Testament word dit herhaal nie. Nêrens in die Nuwe Testament word dit gesê, dat jy
word verplig om 'n tiende te gee nie. Nou kom ek sê vir eers so, ek dink is baie goed om 'n tiende te gee. Ek dink is goed om te wys dat jy is nie so vasgevang in jou geld nie, dat jy bereid is om hierdie tiende weg te gee. Ek dink as jy bereid is om hy weg te gee, dan wys jy vir die Here, maar hierdie is my hart. My hart is nie om net rykdom in die wêreld bymekaar te maak nie, maar my hart is om 'n groot deel van hierdie geld te gebruik vir u koninkryk. En doen dit, soos ek wil jou aanmoedig om vir die kerk geld te gee sodat hulle die koninkryk kan bou. Jy weet baie van julle is bedoel om groot besighede te hê en jy's dalk nie jy dalk nie die talent om voor mense te praat of te preek of te evangeliseer nie, maar jy kan die fondse gee sodat hierdie goed gebeur. En ons het jou 100% nodig in die bediening, maar die idee dat 'n pastoor vir jou sê jy moet 'n tiende gee, soos dis 'n wet. So selfs as jy op hulle staaf dien. So sê net maar jy's 'n lid van daai kerk en jy het 'n rol wat jy in die kerk vervul. Het ouens vir my gesê daar's soos die deel van die staaf moet wys hoe hulle tiende gee aan dieselfde kerk, aan CRC elke maand. Anders kan jy nie meer deel van die staaf wees nie. Nou weer eens gaan ondersoek dit self, maar ek ken mense wat daar gewerk het, wat nog steeds al werk, wat sê dit is wat moet gebeur. Jy moet jou tiende strokies wys. So net, dis net 'n onbybelse konsep. So weer eens, as dit iets was wat ons moes doen in die Nuwe Testament, dan sou dit herhaal geword. Maar julle kan die res van daai video kyk. Caleb verduidelik baie mooi hoekom hy sê dit is 'n Ou Testamentiese konsep. So enige iemand wat vir jou sê gee tiende, jy weet uit die diepte van jou hart want jy wil in die Here se koninkryk gee. Dis fyn, maar as hulle vir jou sê jy moet, soos dit is 'n wet soos wat dit was in die Ou Testament vir jou om tiende te gee. Ek bedoel, dit is net nonsens. Dit is net manipulasie. Hulle traai geld by jou kry en ek bedoel moenie vir hierdie kerk gee wat hierdie goeie sê nie. Gee vir 'n kerk wat sendingwerk doen, gee vir 'n kerk wat die armes gaan help, gee vir die kerk wat jy weet fisies in die koninkryk deel is van die oplossing. Maar ja, julle kan 'n bietjie gaan kyk na Caleb se channel. Hier is 'n groot ding wat tussen hom en Attie aan die gang is en At het in daai video wat ek nou net vir julle gewys het wat hy half so te kere gaan en sê hoe durf jy kan nie vir my al hierdie negatiewe goeie sê nie. Dit was 'n reaksie op hierdie video wat hy gemaak het. So ek wil net dit uitwys. As iemand jou kritiseer in die bediening. So as iemand sê luister hier's 'n probleem met wat jy doen, hulle wys vir jou uit die skrif uit. Of is 'n teologiese gesprek. Jy weet, ons praat oor teologie, ons praat oor sê die Bybel hierdie of sê dit nie. En jy reageer deur te sê hoe durf jy en ek sal jou teen jou wange slaan en jy weet ek gaan jou tande uitslaan en al die goed. Dan sit soos jy moet 'n teologiese argument gee. Dis die slegte ding want as ek gaan kyk soos die ouens wat op die comments reageer op die video's wat ons maak, dis presies die attitude wat hulle het. Hulle kan nie 'n teologiese argument gee nie. So as jy 'n teenargument het wat ek nou gesê het oor die tiende, klim in die comments en sê vir my luister hierdie is verkeerd, die Nuwe Testament, hierso staan dit so, hier moet jy dit so, en dan kan mens 'n gesprek hê daaroor. Dit help jy sê, wat weet jy het nog nooit enigiemand na die Here toe gelei en sê, dis soos net, die oomblik as jy dit sê, dan stel ek nie regtig belang in enigiets aan wat jy sê nie. Want dit is 'n drogrede. Verstaan jy try dink, kom ek val die persoon aan, soos wat At ook hier gedoen het, in plaas van die kritiek. Die kritiek is die ding wat ons moet hanteer. Dit help nie, ons is net vasgevang om die persoon af te breek. En ek dink, wat mens moet verstaan is, al hierdie goeters waar ons hier praat, al die video's wat gemaak word, gaan nie oor die persoon aan te val nie, maar dit gaan oor die kerk te beskerm. En dit is ons hart met hierdie kanaal. Ons wil die kerk beskerm van valsheid. Ons wil die kerk beskerm teen hierdie tipe goeters, hierdie tipe geestelike abuse wat plaasgevind het. So, wat konstant plaasvind in die kerk. En dis hoekom ons wys hierdie goed uit van die charismatiese kerk, want ek dink mense moet besef, baie ouens dink die fringe van die charismatiese kerk is die goed. Maar ek wil vir julle sê, hierdie is die hoofgoed wat gebeur. Meeste charismatiese kerke behandel goeters op hierdie vlak, en dis eintlik die fringe wat bietjie nader aan die regte pad is. Dis meer die fringe ouens wat die goeters reg doen. Ek weet van bitter min charismatiese kerke wat regtig die woord van God vir mense leer, vir mense exposit, en meeste van die tyd word hulle vasgevang in al die eksterne goed, wat nie regtig enigsins iets bydra tot ons geloof en tot dit wat ons moet doen nie. Maar dan wil ek julle ook net los met hierdie, all scripture is given, dit is 2 Timotheus 3 vers 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, dis die ding, die skrif is die ding wat vir ons wys wat ons moet doen. As jy wil weet, moet jy iemand kritiseer, as jy wil weet, is dit nou reg van jou om 'n pastoor of iemand uit te wys, dan gaan ons na die skrif, en die skrif sê vir ons duidelik, die hele skrif is daar, sodat ons wat kan doen, reproof, rebuke, exhort, vir correction, vir mense te wys van die pad af. Ons hart is, dat CRC op 'n plek sal kom, wat hulle mense kan dien met die woord, dat hulle sal wegkom van die goeters wat nie deel is van God se woord nie, dat hulle nie sal uitgaan om kritiek te hanteer, op die manier wat hulle het gehanteer het nie, maar terug te sit, en sê soos, okay, luister hier,
is hier dalk iets aan hierdie kritiek? Is dit wat die skrif vir ons sê? Maar sien, ek dink dit wys baie van jou karakter en dit wys baie van wie jy is, as jou reaksie op kritiek is net om dadelik te verdedig en nadig weer houe te gooi en kyk, wie kan ek dagvaar? Waar kan ek 'n dagvaardigingsbrief kry om hierdie uit te sorteer? So, ek bedoel, dit is nie die hart van wat 'n Christen moet doen nie. Die Christen moet die Bybel vat, deur die Bybel kritiek lewer en so kan ons die kerk opbou. Ons gaan in die toekoms meer gereeld video's uitsit. Ek het nou 'n setup hierso by die huis, so ons is opgewonde om oor kontemporêre teologiese kwessies te praat. Raak deel in die comments, share hierdie video sodat mense die evangelie kan hoor. Maar op die ou en van die dag, wat weet ek? Ek's maar net 'n ou met 'n Bybel.